Nou ja, ons kyk lekker vanaand saam met hierdie reeks wat ons nou verder gaan gesels. Calculated risks is waar ons berekende risiko's vat. En maar rondom dit, ons begin die 2 Februarie ook met 'n gemeente vas. Julle sal onthou laas jaar het ons dit gedoen en ons gaan weer gemeente vas doen en ons sal 'n bietjie volgende Sondag net meer detail gee rondom dit. Maar berei jouself voor, as baie ouens wat sê, want daar het soveel getuienis gekom, stories uit dit uit, waar ouens sê, daai vas het net vir hulle soveel beteken en daar was baie ouens wat deurbrake op plekke in hulle lewe beleef het wat amazing was en ons sien uit ook rondom dit vir dit wat voor lê. Nou ek het as jong student was ons uitgedaag gewees om toere te gaan doen. En een van die goed om te gaan uitreikings doen in Zambië. En ek sal nooit vergeet, een van die uitreikings wat gehad het, was in Lusaka gewees en net waar ons bymekaar gekom het daar in ongelooflike wonderwerke beleef het van hoe die Here net hierdie goed doen. En net ouens wat se lewens al geraak is. Mense val baie keer in 'n rat en daai rat is net 'n godsdienstigheid, jy weet, en die Here het ons uitgedaag om te sê, maar gaan verder, droom verder, dink verder. Ek was betrokke geweest by 'n jeuggroep ook, Shiloh, en hoe ons letterlik hierdie land deurgery het en op 'n jongmens manier die evangelie verkondig het, met dramas en tonele en straatuitreike en evangelisasie veldtogte en betrokke gewees het by prosesse en projekte ingegaan het in arm woongebiede in en andersins en net die dinamika rondom dit waar 'n ou bietjie gereg was om buite jou normale manier van dink uit te reik en net die Here te vertrou en God se stem te hoor en bietjie te gaan waag die waarde wat dit binne in ons lewens is. Nou ek dink binne in jou is dalk baie keer hierdie bietjie spanning. Ek dink ons beleef dit almal. Daar is hierdie gedeeltes in die Bybel wat sê ons is tot alles in staat. Het jy maar gelees die Christus wat ons krag gee? Daar's daai alles gedeelte, daar's daai ons doen alles. En ek wonder of jy ook al gewonder het, maar hoe lyk daai alles? En dan is daar ook maar, ek kan dalk sommige van daai doen, ek weet nie altyd hoe lyk alles nie. En die Here daag ons uit. Ek dink hy challenge jou ook vanaand. Om so 'n bietjie verder te gaan as net sekere goeders. Hoe daag die Here jou? Waarmee reik jy uit? Hoe lewe jy 'n lewe wat net groter is as jouself, groter as jou eie wêreld, om God se koninkryk regtig eerste te stel. En dit wat vir God belangriker is. En net die effek daarvan te kan beleef op mense se lewens. Nou een van die Bybelse voorbeelde was Josua geweest, waar die Here met Josua kom praat en gesê het, Josua, daar's land Kanaan, daar's daai beloftes, dis waar die sekuriteit lê, dis waar die berekenheid lê, die calculated, is binne in die Here gee daai beloftes vir jou en hy sê vir jou, gaan doen daai. En die Here praat met Josua, hy sê vir hom, Josua, daar's hy, gaan doen dit, daar's Kanaan, daar's daai 7 stede, gaan neem hulle in en ek sal daai hele area vir jou gee. En ek dink baie keer gee die Here vir ons drome, hy gee vir jou sekere goed wat die Here jou in challenge, maar dan is daar hierdie stem wat begin praat hier binne in jou, maar wat van as? Sien nou maar net. En baie van daai, wat van as, en sien nou maar net, is 'n klomp vrese. En die Here kom en hy praat met Josua rondom dit, hy sê, Josua, daar's hy, go vir Kanaan, dan gee hy vir hom 'n opdrag. En die opdrag is om nie te vrees nie. Die opdrag is om nie bang te wees nie. Die opdrag is om nie na daai stemmetjie te luister wat jy wil terughou nie. Lees saam met my Josua 1:7. Hy sê, wees sterk en baie dapper. Dis 'n opdrag. Josua, jy het nie 'n keuse nie. Josua, wees sterk en wees dapper. En miskien praat die Here vanaand ook met jou oor die groter drome in jou lewe, om bietjie groter as jouself te leef. Dan wil die Here vanaand vir jou kom sê, wees sterk, wees dapper. Voer al die opdragte uit wat ek aan my dienaar Moses gegee het, moenie links of regs daarvan afwyk nie, jy sal suksesvol wees in alles wat jy doen. Net na daai jy het ek 'n klomp kolletjies neergesit, sit 'n bietjie jou naam daarin, en sê vir jouself, jy, die Here sê vanaand vir jou, jy, wees suksesvol in alles wat jy doen. Hoe klink dit vir jou? Klink dit vir jou soos, ek is nie seker of die Here dit regtig vir my sê nie, want daai stemmetjie binne in jou sê, wat van, en sien nou maar net, en al hierdie goed wat daarmee samespeel. Maar as jy vanaand kan kom, en jy het vasbak in jouself om te sê, Here, U praat met my, en U sê vir my, jy sal suksesvol wees in alles wat jy doen. Hoe verander dit jou wêreld nie?
Hoe verander jy hoe jy dink oor jouself en hoe verander jy hoe jy dink oor God? En hoe verander jy hoe jy dink oor die roeping wat die Here op jou lewe sit? En hoe verander dit nie in jou wêreld waar jy groter as jouself kan leef en nie net vasgevang word in daai egosentriese lewe wat gaan rondom my en wat vir my belangrik is en dit maak nie saak wat met die wêreld daar buite gebeur nie. Ek meen is een van die goed in Doxadeo wat ons nou gehoor het, die gemeente wat ons geplant het, die kampus in Utrecht, waar Doxadeo as 'n gemeente sê ons dink groter as net ons vir onsself sorg. Ons dink groter as om te sê, hoor hierso, ons wil net nice wees en lekker gemeentelede hê en saam kuier en is jolly. Eerder as om te sê, hoe verander ons 'n stad? En hoe is ons rolspelers om stede te kan verander? En die mandaat wat die Here vir ons gegee het as Doxadeo is om 12 stede, 12 streke te impakteer. Maar vat dit terug na jou wêreld toe. Hoe kan jy, as jy God gaan gehoorsaam, groter en verder leef net as jouself? Filippense 4 vers 13 sê, hy sê, en ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Daar is daai alles. Ek kan alles doen. Sit ek jou naam daar en sê, ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Hoe lyk daai alles? Beteken ek doen letterlik alles? Wat is daai wat die Here vir jou kom sê, doen dit? En in jou wêreld is dit wanneer ek daai alles doen, gaan daar so amazing goed in my lewe en deur my lewe gebeur. Jy sien die ek kan alles doen, want daar's 'n ek binne in daai prentjie. Daar's 'n ek kan. Wanneer die ek kan alles doen, word deur hom sterker gemaak sodat alles deur hom gedoen kan word. Die Here wil vanaand vir jou krag gee. Hy wil vir jou in hierdie ek gaan uitwaag en ek gaan die Here vertrou om alles te doen en om groter goeders te doen en om buite myself te leef in 'n groter lewe as net wat gaan rondom myself. As ek die Here kan vertrou daarvoor, dan sê die Here vanaand, wil ek vir jou daai krag gee. Wil ek vir jou daai kapasiteit en daai bekwaamheid gee wat jou kantoor is om te kan doen, om daai alles te kan doen en groter as jouself te kan leef. En regtig 'n verskil te maak in 'n wêreld waar jy nie net vir jouself leef nie, maar waar jy kan gaan en sê, Jesus Here, ek doen hierdie ding, want dit gaan oor U, Here, gaan oor God se koninkryk. Ek soek eers die koninkryk van God. En binne in daai sê die Here, sal ek vir jou 'n klomp goed gee. Maar hoe lyk jou wêreld? Wat is dit wat vir jou dan belangrik is rondom dit? Ek neem die Abba vertaling onder andere en ek lees hom sommer gou vir jou. Hy sê, Christus gee vir my die krag om enigiets te kan doen. Imagine dit, enigiets. Hoe lyk enigiets in jou wêreld? Of is dit net, ja, dis vir sekere ouens en ek gaan maar net hierdie ordinêre gewone lewe, want ek het nie soveel talente nie en ek het nou nie soveel tyd nie en dan kom daar al daai klomp verskonings en jy kan dit so noem en dit kan in jou realiteit aanpraat of kan jy vanaand die Here vertrou? Sodat daar 'n groter aanspraak is op jou lewe. Ek meen jy lewe net eenmaal. Jy lewe genuine net eenmaal. Maar wat maak jy met jou tyd? Wat maak jy met hierdie gawe wat die Here vir jou kom gee, die gawe van die lewe? Of is dit nou maar net, ja, okay, weet wat, dis nou maar my lot en ek is nou maar net hier in die moed en jy weet, daar's ander ouens wat meer gawes en meer geleenthede het en ek gaan nou maar net survive rondom dit. Jy sien, God wil jou sterker maak. Hy wil jou binnekant kom krag gee, sodat jy 'n beter lewe kan lewe. Sodat jy kan uitgaan en daai goed kan doen wat vir jou op jou eie krag so challenging lyk en so onmoontlik lyk, dan daag die Here jou vanaand en sê, maar gaan jy my glo vir dit? Is jy bereid om regtig te kan waag en 'n verskil te maak binne in dit? Is daar alles en is daar enigiets in jou lewe of is daar is miskien soms in sekere dinge, maar nie alles nie. Wil ek vanaand vir jou sê, jy kan genuine, as jy vanaand die Here vertrou, amazing goed sien gebeur. In my eie journey, hoe ek agterkom hoe die Here ook in ons omgewing net goed begin doen, groter as my eie lewe, groter as ons gemeente se lewe, groter as dit om net 'n pastoor te kan wees. Maar hoe die Here in ons gemeenskap transformasie begin bewerkstellig, waar ons net invloed uitoefen op soveel ander instansies en organisasies se saamwerk in hierdie stad van ons. Ek meen, ek en jy kan kies. Daar is hierdie ding. Ons kan 'n gewone middelmatige lewe en weet jy wat? Jy kan suksesvol wees net binne 'n gewone lewe. Jy is suksesvol, ek het net 'n gewone lewe. Jy kan suksesvol wees om niks te bereik nie. Dan is jy suksesvol, jy bereik niks nie. Jy kan suksesvol wees om jou talente te begrawe. En daai skills wat die Here vir jou gegee het, aan een kant neer te sit en te sê, weet jy wat? Dis nou maar so, ek weet ek het hierdie goed, maar die lewe, die tyd gaan by my verby. En dan is jy suksesvol om onsuksesvol te wees.
Gewone lewe, lewe van godsdienstigheid en ek gaan deur die maals van die lewe en ek het regtig niks wat ek nalaat nie. Dis nou maar net my lewe wat ek lewe. Of jy kan gaan na 'n plek toe waar jy vir jouself gaan sê, hoe bereik ek meer in die lewe? Hoe laat ek 'n nalatenskap af? Hoe is daar voetspore wat ek nalaat, waar ouens aan dit ding kan kyk en sê, maar weet jy wat, ek begin daarna streef. Ek wil nie net sommer net 'n ordinêre lewe. Ek wil groter as myself lewe. Ek wil regtig goed bereik in die lewe. Wanneer ouens aan my dink, kan sê, daai ou het meer gedoen as net sy eie lewe daar te kan wees. En dan klim ek 'n leer. En hierdie leer gaan risiko's inhou. En ek gaan moet waag. En ek gaan moet verder waag in die lewe. En die Here gaan vir ons calculated risk daar neersit wat sê, jy gaan begin waag. Uit hierdie gemaksone van jou uitklim. Die feit van die saak is, binne in dit kom daar 'n plek waar jy gaan moet kies, waar jy vir jouself gaan sê, ek kan nie albei doen nie. Ek kan nie kom en net 'n gewone, alledaagse, net 'n ou lewetjie lewe nie. En ek kan hierdie uitmuntende goed begin doen nie, want iewester gaan jy die keuse moet maak, want altoe gaan jy nie reg kry nie. Ek meen die Here praat goed, hy sê iemand wat lou is, iemand wat hy is nie warm nie, hy is nie koud nie, spoeg hy uit, want jy kan nie albei doen nie. Ek kan nie God se koninkryk eers soek, maar ek soek ook my eie wêreld eers nie. Ek kan nie net 'n gemiddelde lewe en ek gaan maar net deur en dink in dit uit, gaan ek hierdie nalatenskap nalat, ek gaan 'n impak maak op mense se lewe, wat soveel mense se lewens gaan verander nie. Jy gaan moet kies. En ek vertrou so die Here dat vanaand daai plek in jou lewe is, waar jy genuine kies, waar jy vir jouself moet sê, wie is ek? En wat is dit wat ek regtig vir die Here wil bereik in my lewe? Daarom hierdie reeks, calculated risks. Ons berekendheid, die goed wat jy calculate, gaan oor die beloftes van die Here. Die Here beloftes oor my lewe kom sit. En ek vertrou die Here vir daarvoor om te sê, Here, ek vertrou daai goed, dat daai woord wat hy gesê het, gaan waar word in my lewe. Gaan waar word in my gesin se lewe. Gaan waar word in ons gemeente se lewe en in hierdie area, in hierdie stad waarin ons woon, waar die Here ons weer toevertrou het. Imagine dit, die Here vertrou jou met die evangelie van Jesus Christus. Hy het risiko gevat en gesê, ek trust jou. Om die omgewing van die moed te gaan verander. Om in die besigheidswêreld impak te maak. Om by die skole impak te maak by die universiteit. Om in daai woonbuurt waar jy bly, God vertrou jou om die verskil te wees. Hy vertrou jou daarmee. He calculated the risk om jou daarmee te vertrou. Maar wat maak ek en jy daarmee? Of is dit net, ja, Here, ander ouens kan die koste, hulle kan die risiko's vat. Ek wil nou maar net doen wat almal doen, want my wêreld is vir my maklik. Ek gaan verder in Josua 1 vers 9 en dan sê hy, my opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Moenie bang of huiwerig wees nie. Ja, in hierdie vakansie wat verby is, was ons as gesin 'n week weg en ons was daar by 'n plek gewees, Winkwater, en ek sit op 'n stadium by my eie, net besig om met my eie gedagtewêreld en met die Here te journey, en die Here vat my terug op my lewe oor die risiko's wat ek gevat het. En ook bereid was om risiko's te vat. Hy vat my terug en hy sê, maar waar's daai? Waar's daai wat risiko's vat? Waar's daai wat buite jouself net al wil aanhou leef en groter as jouself wil leef en nie net 'n lewe wil leef nie. En dit het begin die Here my praat oor 'n klomp fasette in my lewe wat die Here vir my sê, ek gaan jou challenge. En vir my persoonlik is dit 'n jaar van uitdaging, want die Here sê, daar's meer, daar's groter, daar's beter. Maar as jy bereid om te waag, as jy bereid om weer terug te gaan na toe jy jonk was en waaghalsig te wees met sekere goed om God eers te stel en sê, Here, ek gaan jou vertrou hiermee. Of gaan ons maar net deur die mails gaan en sê, weet jy wat, die samelewing verwag dit van my en daarom gaan ek my net inval by dit wat die samelewing vir ons kom gee. Om groter as my eie wêreld te leef. Dink bietjie daaraan. Is jy bereid om groter as jou eie wêreld te leef? Of gaan jy toelaat dat jou eie wêreld jou hele lewe definieer going forward? En maar net nog iemand te wees. Nog iemand wat eendag begraaf gaan word en so wat. So wat. Of is jy bereid om vanaand te sê, Here, ek het gehoor wat U sê, en ek gaan die eerste tree, ek gaan die tweede tree, ek gaan die derde tree begin gee. Al beteken dit, Here, ek loop 'n pad waar daar risiko's is, waar ek gaan moet begin waag en sê, Here, hoe gaan ek dit waag? Want daar's 'n ordinêre lewe, en iewers gaan jy moet kies. Iewers gaan jy moet besluit. Jy kan nie albei doen nie. Hierdie leer van die lewe kan aangaan, en jy kan suksesvol wees om onsuksesvol te wees. Jy kan suksesvol wees om net 'n nobody te wees en sê, ek is tevrede daarmee.
Of jy kan gaan en sê, ek is bereid om te waag. Ek gaan groei in dit en ek gaan die Here vertrou. En elke hortjie wat ek meer klim, word die risiko groter, maar binne in dit sê die Here, ek gee vir jou beloftes op beloftes op beloftes op beloftes. Wat maak jy met jou lewe? Want is jou lewe, is niemand anders se lewe nie. Jy gaan nie eendag rekenskap doen na met iemand anders nie. Jy gaan rekenskap doen vir die tyd wat God vir jou gegee het. En dis nie 'n ding van skuld, skaamte en seer, dis nie 'n verdoemingsding nie. Dis 'n ding van, hey, jy het die opportunities. Wat maak jy met daai opportunities? Jy sien, daar is daai ding van gewone mense wat buitengewone goeders doen. Normale, gewone mense. Dit is my baie keer so interessant. As ek 'n geleentheid het om saam met high flyers, ouens wat 'n groot verskil maak te kuier. En iewers langs die pad in gesprek, dan kom jy agter, is gewone mense wat bereid is om buitengewoon te waag, buitengewone goeders te doen, want hulle vertrou die Here vir daai. Daar's hierdie ding van, hulle guts, daar's daai ding wat hulle dryf. Wat maak dat ons nie risiko's wil neem nie? Wat maak dat jy die risiko's wil vat nie? Een van die goed is vrees. Daarom praat die Here met Josua rondom vrees in. Ja, ons hoor wat jy vanaand sê, maar ek wil vir jou vra, luister weer 'n keer. Luister nog 'n keer. Want jy kan die verskil maak in ouens se lewe, wat die eindbestemming van hulle lewe kan verander. Jy kan die verskil maak in gesinne se lewens, in 'n gemeenskap se lewe, in 'n skool se lewe. Jy kan die verskil maak in 'n besigheidsomgewing, wat daai hele besigheid na 'n plek toe vat waar God deur daai besigheid verheerlik word en so groot impak en implikasie in ander besighede het. Jy sien, vryheid wag aan die ander kant van jou vrees. Dink 'n bietjie daaraan. As ek vir myself sê, vrees, hou my terug om net hierdie een ou lewetjie te lewe, dan sê dit vat my weg na die vryheid om te kan gaan doen waarvoor God my geroep het en waarvoor God my bestem het. Baie van ons dink ek leef op 'n plek van, daar's nie vryheid nie. Ek word ingeperk deur my vrese. Ek word ingeperk deur al hierdie negatiewe goed rondom my. Jy sien, vrees is daai donker kant van geloof. Vrees sê ek sien goed wat dalk nie bestaan nie, dis dalk net 'n perspektief rondom goed. Dalk het jy iets gehoor, dalk het jy een of ander ding en jy sê ek is bang om daarna toe gewaag. Waar geloof sê ek is ook bereid om uit te waag. Maar ek glo die uitkomste daarvan is positief. Want almal van ons het daai iets binne in ons wat meer soek. Jy sien, baie van ons is dalk fisies vry, maar dalk is jy 'n gevangene vanaand van vrees. Ja, jy is hier, jy kan in en uit beweeg, jy kan doen wat jy wil, maar in jou hart, in jou heart of hearts, is jy dalk beperk, want daar's hierdie vrese goed wat jou vashou. Jy sien, ek dink vir baie keer is vrees gekoppel aan hierdie verskillende persepsies. Nee, jy sê dalk vanaand vir jou, ek hoor jy praat van alles, ek is tot alles in staat. Maar vir my is dit, ek kan sommige goedjies doen. Daar is net sommige goed wat ek kan doen. Al sê die Here vir jou, jy kan alles. Nee, Here, net sommige goed, en jy dink vir jouself, jy kwalifiseer net vir sommige goed. Die Here wil jou vanaand kom innerlike krag gee. Jy sodat jy kan instap in 'n wêreld in. En daai vrees wat baie keer mense terughou, wat jou dalk tot nou toe terughou het, konfronteer en sê, ek stap deur daai vrees. Want in my toekoms is daar hierdie vryheid wat God vir my instoor het. Jy sien, daar's gewoonlik hierdie reaksies wat mense het, wat vasgevang word deur vrees. Daarom sê die Here vir Josua, jy en hierdie ouens, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie, ek is saam met jou. Die eerste een daarvan is, vrees maak ouens verlam. Maak dat ouens lam is, dit maak dat ouens nie wil waag nie. Dit is vir my lekkerder, om liewers hier te sit, en hier te hang, in 'n skool, wat is lekker. Ek kyk vir my bokkie en ek sê, ag, sy is so oulik. En die lewe gaan maar net aan. En daai verlammingsding is waar baie van ons mense sit. Want die kultuur van ons is hierdie sensasie gedrewe goed wat jou heeltyd bombardeer met, hier sien nou maar net, jy kan dit nie doen nie. Dis is daai vol stres, wat sy kop in daai gat indruk en dink die wêreld is cool daaronder. Maar die realiteit is, die lewe gaan aan. Dan is die vraag maar net vanaand vir jou. Hey, is jy bereid om te waag? Is jy bereid om te sê, Here, ek gaan deur daai vrees stap, want binne in daai, wanneer ek dit gaan begin doen, kan ek gaan begin agterkom, Jesus, Here, U gee my daai krag, en ek hoef nie verlam te kan wees nie. Ja, kritiek gaan jy kry, verseker.
Verseker, ons kry kritiek in ons gemeenskap, omdat ons waag. Of ek gaan sê, ek wil nie kritiek hê nie, en ek gaan liewer so 'n bietjie verlam wil wees. Die tweede ding wat daai vrees doen, dit bring uitstel. Ek gaan hierdie leer klim. Ja, maar nie vandag nie. Ja, miskien nog die tweede hortjie, maar wil ek tot boot klim? Nee, yes, next week maybe. En dalk sê jy vir jouself, die Here praat met jou oor om 'n ander leefstyl te kan hê. Die Here praat vir jou om 'n bietjie boldness te kan hê, om met mense te begin praat oor hulle ewigheid, oor hulle saligheid, om ouens te begin challenge om uit hulle dop uit te klim en te kan begin waag. En dan sê dit, nee, kom ek stel 'n bietjie uit. Ja, miskien later, en dan kom dit nog later, en dan gebeur dit nooit nie. En dan challenge die Here jou vanaand om te sê, hey ou, daai wat jy so uitstel, ja, jy's bietjie bang, né? En gaan jy vanaand sê, Here, ek's bereid om meer te waag rondom dit. Jy sien, in drome, wat nie oorgaan in aksie nie, bly maar net 'n fantasie. En daar's baie drome wat begrawe word, wat net fantasie gebly het, omdat ouens uitgestel het en nooit besef het, Here, ek gaan dit waag nie. En dan die derde ding is paranoia. Waar ouens op 'n punt kom en sê, weet jy, dit voel of almal teen my is, alles is teen my, niks wat ek doen werk nie. Ag, ek is hierdie wurmpie Jakob. Ag nee. Almal is teen my. Jy sê wat paranoia doen. Dit vat jou na 'n plek toe waar jy nie vanuit liefde leef nie. Die Here is so lief vir my. Laat hy my gaan krag gee om alles te doen, en vat jou na 'n plek toe van vrees. Die Here is nie met my nie. Die Here se beloftes werk nie vir my uit nie. En almal is teen my en ek staan alleen. Dan lewe jy in vrees en nie in oorwinning nie. Die tweede ding wat hierdie challenges in ons lewe bring rondom vrees, is die ding van pyn. Pyn. Jy sien, dalk het jy in jou lewe sekere ervarings gehad en jy het gesê, ek gaan 'n bietjie waag. Ek wil nie net hierdie eenvoudige lewe, ek gaan 'n bietjie begin waag, en dalk het jy die trappie misgetrap. Dalk was dit 'n verhouding gewees. Dalk het jy gesê, Here, ek gaan hierdie goed vir U doen, en binne in daai was daar 'n verhouding nie uitgewerk nie, jy het seer gekry. Dalk het jy finansiëel begin waag, en jy het agtergekom, hierdie is dalk nie 'n goeie plek om dit neer te sit nie. Dalk het jy met 'n besigheid begin, en jou persepsie en jou verstaan is, saam met dit het daar pyn gekom. En jy sê vir jouself, ek gaan dit nie weer doen nie. Nee. Gaan nie weer daai paadjie stap nie. Ek gaan nie weer pyn beleef nie. Jy sien, daar's 'n vals grens. Jy sien, want aan die ander kant van pyn lê grootsheid, greatness. Daar's die een karakter in die Bybel wat nie bereid was om deur pyn te gaan, om by grootsheid uit te kom nie. By greatness uit te kom nie. Nie een nie. Want dit vra iets. Maar nee, ek het seer gekry, die kerk het my seer gemaak, mense het my seer gemaak, en daarom gaan ek nie waag nie. Dan sê die Here, nee, bereken net weer die risiko. Jy sien, die groot ding rondom hierdie risiko ding is, wat van as ek nie risiko's vat nie? Wat van as ek nie gaan waag nie? Dan is my lewe maar net nog 'n lewe. En wat maak jy wanneer jy na jouself in die lewe kyk? In die spieël van die lewe, en jy kyk oor jou lewe, en jy sê tot nou toe, dit was maar sommer maar net. Gaan jy tevrede wees daarmee? Gaan dit oukei wees met jou om, weet wat ander moet dit doen? Ek sien nie kans vir daai nie. God wil jou deursettingsvermoë gee om deur pyn te werk. Ek wil weer vanaand vir jou sê, as jy iewers pyn en drama en trauma in jou lewe beleef het, hoor my, as jy dit nie gaan konfronteer en deur dit gaan werk nie, dit gaan vir jou terughou in jou lewe, want jy gaan met vrees wil lewe. Ek is te bang, ek kry seer. Ek is lief vir perdry. En as 'n jong laat het ons eie perde ingebreek. Maar as ek bang was vir val en bang was vir die perd gooi my af en daai goeters, dan het ek dit nie gedoen nie. Maar die joy, die lekker wanneer daai perd ingebreek word en jy kan daai perd begin ry. En jy voel, Jesus, dis lekker. Daai veld is daar en jy galop in daai perd, daai vlaktes in. Great. Dis lekker. Maar as die pyn van val so 'n groot memory by my is dat ek sê ek wil niks met hierdie goed uit te waai nie.
sal ek nooit deur hy pyn kan leef, om aan die ander kant greatness te kan ervaar nie. En miskien sit jy vanaand en is dit. Jesus, jy ken nie my lewe nie. Ek het in 'n huis groot geword van pyn, van trauma. Gaan jy dit jou terughou? Ek sal nooit vergeet nie, een van ons ouens van ou Theo, het in 'n omgewing groot geword, waar hy oorbeskermd was in sy lewe, en hy sê altyd, dit het my ticket geword, om nie te kan doen waarvoor God my geroep het nie. Dit het my verskoning geword, om in dwelms en in drank en 'n klomp negatiewe goed vasgeval te word, eerder as om te sê, ek sien kans, en ek groei dit uit. As met jy goed gaan, baie keer leer pyn ons, wat om nie te doen nie, en wat om die regte goeders te doen. Daar's goed soos groeipyn in ons lewens. En die derde ding is 'n ding soos mislukking. Jou toekoms is aan die ander kant van mislukkings. As jy nie gaan waag nie, gaan jy nie wen nie. En as jy nie bereid om mislukkings te konfronteer en te sê, weet wat, ek gaan 'n kans vat, ek gaan die risiko vat met hierdie persoon, of met hierdie besigheid, of met hierdie verhouding nie, dan gaan jy nooit weet hoe dit gaan wees aan die ander kant nie. Ek jou vanaand om challenge. Gaan groot, werk deur hierdie goed. Jy sien die Here gee vir jou daai krag, daai innerlike krag, om hierdie goeders te kan trotseer. Ek dink is wat Jesus kom doen het. Hy kon nie sy heerlikheid in die hemel behou het en gesê, ja, julle mense, kyk nou net wat doen julle. En hy kon gekies het om die aarde te verswelg. Maar wat doen hy? Hy vat daai berekende risiko en sê, ek gaan groter as my eie heerlikheid leef. Ek gaan die vorm van 'n mens aanneem, ek gaan aarde toe kom en ek gaan sterf en ek gaan weer opstaan, sodat 'n hele mensdom gered kan word. Hoe lyk dit vir jou? Waar lê jou challenges? Worship team kom vorentoe kom. Efesiërs 3 sê die volgende, hy sê, mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid. Daar's iets wat die Here binne in jou wil kom doen. Hy wil vir jou daai innerlike krag kom gee. Dit wat hom in staat gestel het om te kom doen wat hy doen en nog steeds mee besig is, iets van daai krag wat die Here vir jou kom gee, om innerlik versterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrond wees. Hy challenge jou vanaand. Is jy bereid om te waag? Is jy bereid om vanaand te sê, Here, versterk my na my innerlike mens, laat ek hierdie vrese kan konfronteer. Want Here, ek wil groter as myself leef. Ek wil groter, ek wil iets meer doen as net om maar net 'n gewone, normale mensie te wees. Want gaan oor hom. Daar's nêrens in my lewe, my verhouding met die Here wat ek kan onthou, wat daar ooit 'n punt was wat die Here gesê het, dis oukei om maar net loukie te wees nie. Nooit. Want daar's meer. En saam met daai beloftes van die Here kom die seën. Kom die blessings. Maar dit vra dat ek en jy gaan uitwaag en gaan begin uitstap. Ek wil so 3 vrae vanaand by jou los. Eerste vraag is, watter vryheid wag vir jou aan die ander kant van jou vrees? Kan jy bietjie dink? As jy bereid is om deur hierdie vrees van jou te werk, wat se vervulling van God se beloftes, wat se vryheid is die ander kant daarvan? Kan jy imagine? Het jy al bietjie gedink? Of kyk jy net teen hierdie vrees vas? Tweede ding is, watter grootheid wag vir jou aan die ander kant van jou pyn? As jy jou pyn gaan konfronteer en sê, ek gaan hierdie ding doen. Ek gaan deur hierdie pyn, ek gaan deur hierdie issues werk. Wat 'n greatness is aan die ander kant van dit. Want jy gaan waag. En die laaste een is, watter toekoms wag vir jou aan die ander kant van jou mislukkings? Is jy bereid om foute te maak en te leer uit jou foute, maar weer te probeer en weer aan te gaan, weer op te staan? Wat 'n toekoms wag vir jou? Kan ek en jy vanaand sê, Here, ek vertrou U om my te versterk na my innerlike mens, sodat ek deur hierdie vrees kan werk, sodat ek die man en die vrou kan wees wat U wil hê